Hallo al my maatjies, ek hoop dit is lekker om weer terug te wees by die skool, na so lekker kort vakansietjie wat ons gehad het. Ek is seker mamma en pappa is nie so opgewonde nie, want hier is die eerste lang week in 'n baie lang tyd, so baie sterkte aan mamma en pappa. Vanaand se storie gaan oor Loukie die leeu met die groot kop, en dit is 'n storie uit Leer jou kind Christelike waardes, wat geskryf is deur Tannie Leni Houwer. Ek dink is reg uitgespreek. So, vanaand se storie is weer so bietjie lank, maar ek gaan hom sommer in 2 deel, dat julle so bietjie moet nuuskierig wees vir die res van die week oor wat verder gebeur met Loukie die leeu. Loukie die leeu is 'n jong leeumannetjie. Hy's nog nie koning van die diere nie, want hy's nog te jonk daarvoor. Loukie se pappa is nog die koning, maar Loukie weet hy gaan eendag die koning van al die diere word. Hy is sterk en vinnig en slim. Dis nogal lekker om al die dinge te kan wees. Hy voel heel belangrik so tussen die diere maatjies deur. Hy sal sommer opdragte gee en altyd alleen besluit wat hulle moet speel. Dit maak dat die ander diere maatjies partykeer op hulle eie speel, want dis mos nie lekker as een maatjie altyd besluit wie die baas is nie. Juis op so lekker sonnige wintersmiddag speel al die diere maats saam wegkruipertjie. Hulle het nie eens vir Loukie gesê dat hulle almal mekaar onder by die dam kry om te speel nie. So Loukie lê stoksiel alleen in die sonnetjie en bak. Hy maak asof hy nie alleen voel nie. Hy wonder waar al die ander maats is, maar hy's te lui om hulle te gaan soek. Terwyl Loukie so lui lê, sien Piet Muis hom. Hy was op pad om vir sy ma te wys dat hy 'n tand opgetel het. Hy voel baie trots op die mooi tand wat hy gekry het. Hy wonder wat se tand dit is, want dit is mooi en groot en skerp. Hy dra hom dood aan die mooi groot tand, en toe sien hy vir Loukie. Hy stop dadelik. Hy's maar bietjie skrikkerig vir Loukie, want Loukie is mooi en sterk en vinnig en groot, en dis alles wat hy graag sou wou wees. Die mooiste vir hom is Loukie se maanhare. Hy wens hy het sulke hare gehad. Dis baie mooi, dis lank en dis glad en sag en so mooi koperbruin kleur. Dit lyk glad nie soos sy hare nie. Sy hare is kort en hard en vaal en stekerig. Dit lyk vir Piet Muis of Loukie slaap, en hy sluip versigtig nader. Daai hare is so mooi. Miskien kan hy net daaraan vat en voel hoe sag dit is. Hy gaan nog nader en hy raak versigtig aan die punt van Loukie se hare. Dis omtrent sag, dink Piet. Nou onthou hy iets wat sy pappa vir hom vertel het. Sy pappa het eendag vir hom gesê dat 'n leeu se kop eintlik baie kleiner is as wat dit lyk. Almal dink maar net hulle het groot koppe, omdat hulle so baie maanhare het. Piet wonder of dit regtig so is. Hy moet sê, dit lyk vir hom ook of Loukie 'n groot kop het. Hy lyk dan asof hy altyd beter weet en belangriker is as almal. Piet klim versigtig nader om beter te voel hoe groot Loukie se kop nou regtig is. Hy kan dit nie glo nie. Sy pappa was reg. Daar's niks kop onder al daai hare nie. Hy klim, nou minder versigtig, nog verder, en sonder dat hy dink, omdat hy so opgewonde raak, sê hy kliphard. Loukie dink maar net hy het 'n groot kop, hy's regtig nie eintlik so groot nie. Loukie hoor dit, en hy voel hier is iets langs sy oor. Hy kap na sy oor met sy groot poot, en nou sit Piet Muis binne die palm van Loukie se een voorpoot. Piet skrik groot. Hy bewe sommer, so bang is hy. Loukie se kop is nou wel kleiner as wat hy gedink het, maar hy is nog steeds baie groter as Loukie en sy tande lyk baie skerp. Toggie, een hap en Piet sal daarmee heen wees. Vinnig maak Piet Muis 'n plan en hy sê ewe benoud. Groot koppe is dikwels leë koppe en maak mens net stadiger as wat mens vinniger hardloop, sê Piet. Hy het gehoor dat Loukie baie vinnig is, maar hy wat Piet Muis is net so vinnig, want kyk net hoe klein is sy kop.
Kom ons hou nou 'n bietjie resies en dan kyk ons wie wen. Kom, staan op jou merke. Ons kyk wie's eerste by die dam, sê Piet. Loukie is altyd reg vir enige kompetisie, want hy wen gewoonlik alles. Hy staan dadelik op sy merke, gereed om vinnig weg te spring. Maar nou gaan julle eers bietjie moet wag tot donderdag aand, maats, dat ons die storie verder kan vertel. En ek hoop julle het 'n lekker weekie by die skool en ek wou nog vir julle gesê het, ek was gou by die biblioteek gewees en voor my het daar 'n seentjie gestaan wat 5 biblioteekboeke uitgeneem het. Dit het my hart sommer warm laat klop, want julle weet mos hoe belangrik is stories en hoe belangrik is dit dat mamma en pappa vir jou 'n storie moet lees. So ek hoop jy vat sommer vir mamma en pappa iewers in hierdie lang week wat voorlê biblioteek toe en gaan neem sommer 'n klomp boeke uit. Maar dis nou eers tyd om vir my om nag te sê. Ek hoop julle het soete drome en dan gesels ons weer donderdag aand. Onthou om te luister na Millie FM, kos vir jou ore. Lekker slaap!